Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Liefdesliedjies, flieks en romanse gee vir ons 'n baie spesifieke prentjie van wat liefde is. Ons dink aan skoenlappers in die maag, warm gevoelens en romantiese oomblikke. Maar wanneer Jesus ons opdrag gee om lief te hê, praat hy oor iets wat heeltemal anders lyk as die wêreld se idees. Vandag kyk ons na diep, radikale liefde. Ons skrifgedeelte kom uit Johannes 15 vers 12 tot 14, wat soos volg lees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle gebied. Wanneer ons hierdie woorde grammatikaal en histories beskou, kry dit enorme gewig. Jesus het hierdie woorde in die boefretrek gespreek, slegs 'n paar uur voor sy kruisiging. Die Griekse woord wat hy hier vir liefde gebruik, is agape, 'n doelbewuste, selfopofferende daad van die wil, nie net 'n gevoel nie. In die Romeinse wêreld van die eerste eeu was status, eer en selfbehoud alles wat saak gemaak het. Om jou lewe vir 'n ander te gee, is as 'n uiterste offer gesien. Jesus het nie net 'n mooi teorie verkondig nie, hy was op pad na die kruis om hierdie woorde fisies uit te leef vir mense wat dit nie eers verdien het nie. Ware agape liefde lyk in die praktyk heel anders as in die flieks. Dit lyk soos 'n versorger wat met geduld 'n siek geliefde help. Dit lyk soos 'n gesin wat al huis oopmaak vir 'n pleegkind of 'n moeder wat daagliks op haar knieë pleit vir 'n dwaalkind. Dit is om ander eerste te stel. Dit is om jou eie gerief, drome en tyd neer te lê om die gebrokenes rondom jou te dien. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Ware Christelike liefde is nie 'n emosie wat jy voel nie, maar 'n keuse wat jy uitleef deur selfopoffering. Jesus het nie net gesê om mekaar lief te hê nie, hy het ook die maatstaf gestel, soos ek julle lief het. Dit is in kort die wet van Christus, waaronder die kerk nou funksioneer. Christus het sy lewe vir ons gegee, toe ons nog sy vyande was. Daardie selfde liefde vra hy vandag van ons, 'n liefde wat bereid is om te dien, wanneer dit moeite verg, wanneer dit kos, en wanneer niemand dankie sê nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die uiterste liefde wat Jesus aan die kruis vir ons gewys het. Vergewe ons, waar ons liefde dikwels selfsugtig is, en net afhang van ons emosies. Vul ons harte met u Heilige Gees, sodat ons ander kan lief hê soos u ons lief het. Gee ons die moed om vandag ons eie belange neer te lê en u selfopofferende liefde aan 'n gebroke wêreld te wys. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.